elke dinsdagoggend het ons 'n byeenkoms van die Goue Gerwe. By die Goue Gerwe is al die senior mense in ons midde. En by hierdie byeenkoms deel ons met mekaar, aanbid ons, sing ons, fellowship ons, eet ons lekker saam en geniet ons net mekaar se samesyn en die Here se teenwoordigheid in ons midde. Nou verlede Dinsdag wat nou verby is, het die Heilige Gees baie ernstig in my hart ingespreek. Terwyl ons saam was en ons het 'n lied gesing, elke een behoort te weet wie Jesus is. Terwyl ons daai lied sing, toe kom dit so diep in my hart in, en die Heilige Gees deel met my oor die feit dat mense in hierdie uur en hierdie dag, en selfs in 'n Christelike land soos ons bitter min weet van die Here Jesus. Regtig nie die Here Jesus ken, soos wat hy wil hê ons moet hom ken. Ons sit in 'n land waar meer as 90% of so word vir ons met statistieke gesê, van die Namibiese inwonertal is Christene. Tog ervaar ons dit nie en sien ons dit nie in die lewe van ons mense nie. Veral onder kerkmense. Nou, die Here het 'n skrif in my hart gesit wat ek graag vanoggend met u wil deel. Efesiërs 4 vers 20 en 21. Daar staan geskrywe, maar julle het Christus nie so leer ken. As julle ten minste van hom gehoor het en in hom onderrig is, soos die waarheid is in Jesus. Baie mense, en ek praat nie van wêreldse mense of mense wat nie by die Here is nie. Praat van kerkmense. En mense in Namibië, selfs al gaan hulle in die kerk toe, glo en bely en erken dat Jesus Christus God is. Hy is die Seun van God. Hulle sal dit bely, maar nogtans sal hulle op 'n Sondag by die huise sit en vleis braai en allerlei goeders doen en nie die Here kon dien saam met sy mense nie. Maar die meeste van hierdie mense, wil ek sê, selfs die wat in die kerk sit, het bitter min kennis van die waarheid in Christus Jesus. En Paulus sê, as julle ten minste van hom gehoor het en in hom onderrig is, soos die waarheid is in Jesus. Ek dink die rede waarom so baie mense so min ervaar van die heerlikheid van die Here, van die seëninge en die guns en die voorspoed van die Here wat eintlik ons erfenis is omdat hulle nie werklik die Here ken soos hy wil hê ons moet hom ken. Nie die waarheid wat in Christus Jesus is, deel het van hulle gees en van hulle leefstyl. En die hart van die Here is dan nou juis, hy druk dit uit in sy woord, dat ek en jy in intimiteit, in 'n kennis en in 'n innige verhouding met hom sal wees. Die Here wil hê daar moet tussen hom en my 'n innige samesyn en verhouding wees. Paulus sê, het julle regtig Jesus werklik leer ken en van hom gehoor en in hom onderrig soos die waarheid is in Jesus. Nou kom ons lees 'n bietjie verder. Efesiërs 4 vers 20 tot 24. Hy sê, maar julle het Christus nie so leer ken nie, as julle ten minste van hom gehoor het en in hom onderrig is soos die waarheid is in Jesus. Dat julle, vers 22, wat die vorige lewenswandel betref, die ou mens moet aflê wat deur die begeerlikhede van die verleiding te gronde gaan, en dat julle vernuwe moet word in die gees van julle gemoed, en
en julle met die nuwe mens moet bekleed wat na God geskape is, in ware geregtigheid en heiligheid. Paulus sê, dat julle. En dan noem hy getuienis, wat in die lewe van die persoon is, wat in hierdie waarheid van Christus wandel en lewe. As 'n bewys dat ek hom regtig ken, noem hy sekere getuienisse wat in my lewe moet wees. En die eerste getuienis is dit, dat die waarheid in Christus Jesus, as ek daarin leef en wandel, dan sê ek of beteken dit, dat daarin aflegging, 'n daaglikse aflegging van die ou mens, met al sy dinge en begeerlikhede in my lewe plaasvind. Efesiërs 4:22 sê, dat julle wat die vorige lewenswandel betref, die ou mens moet aflê, wat die begeerlikheid van die verleiding te gronde gaan. Hierdie ou mens, sê die King James sê, the old man which is corrupt according to the deceitful lusts. Hierdie ou mens is 'n korrupte mens, wat wandel in bedrieglike begeerlikhede, dinge wat jou wegneem van die heerlikheid van God, en 'n aflegging van hierdie ou mens, wat gelewe en gewandel het in hierdie dinge en in hierdie begeerlikhede van die wêreld, is 'n getuienis van dat ek in die waarheid van Jesus lewe en daarin onderrig is. Die vorige lewenswandel van die ou mens, voordat ek die Here Jesus Christus leer ken het en hom lief gekry het, is geheel en al totaal afgelê en weggeneem uit my lewe. Dit het geen effek, geen invloed meer. Indien dit nie so is nie, dan het ek nog nie die waarheid in Christus ontdek nie. Want die waarheid in Christus sê, ek is 'n splinternuwe mens, met 'n splinternuwe lewe in Christus Jesus. 1 Johannes hoofstuk 2, vers 15 tot 17 sê, moenie die wêreld lief hê, of die dinge wat in die wêreld is nie. As iemand die wêreld lief het, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie. Want alles wat in die wêreld is, en dan noem hy 3 dinge, die begeerlikheid van die vlees, en die begeerlikheid van die oë, en die grootsheid van die lewe, is nie uit die Vader nie. Is nie uit die Vader nie, maar is uit die wêreld. En die wêreld gaan verby en sy begeerlikheid. Dis net 'n tydelike ding wat enig ander tyd nie meer sal bestaan nie. Maar hy wat die wil van God doen, bly vir ewig. Ek het nie meer 'n begeerte nie. Ek het nie meer 'n lus in my binneste nie. Ek het nie meer 'n liefde na die dinge van die wêreld, na die begeerlikhede van die wêreld, na die ongeregtigheid en die sonde wat in die wêreld is nie. My liefde, my drywing, my passie is nou na die openbaring en van die heerlikheid en van die wil en van die hart van die Here God. Ek het die Here Jesus lief met alles, bo alles. Hierdie wêreld en sy dinge fade weg. Dit is 'n bietjie wat ons sê, turn your eyes upon Jesus, en dan sal jy sien hoe die dinge van die wêreld wegfade van jou af. Want Jesus Christus is nou alles vir my. Kolossense 3 vers 9 tot 10 sê, lieg nie van mekaar nie, omdat julle die ou mens met sy werke afgelê het, en julle jou met die nuwe mens bekleed, wat vernuwe word tot kennis, na die beeld van sy skepping. Die ou mens, met al sy werke, is nie meer deel nie meer invloed op my lewe nie. Ek het dit afgelê. En al die begeertes wat daarin verbonde is, al wat nou tel, is die kennis van Jesus Christus, my Here. Die beeld van die Here wat in my gevorm word deur sy Gees. En liewe vriende, ek wil vanoggend vir julle sê, die waarheid in Christus is, dat hierdie dinge nie meer in my lewe is nie.
betekenis wat Paulus van praat, is die waarheid van Jesus Christus beteken, dat daar elke dag, daagliks, 'n vernuwing in die gees van my gemoed plaasvind. Efesiërs 4:23 sê, en dat julle vernuwe moet word in die gees van julle gemoed. Nou ek wil vanoggend vir julle sê, daar is 'n verskil tussen 'n hernuwing en 'n vernuwing. Baie mense verwar vernuwing met hernuwing. Hernuwing beteken dat ek iets wat verval het, wat oud geword het, dat ek dit weer herstel en aan die gang sit. Byvoorbeeld, kom ons vat 'n voorbeeld. As my lisensie verval, dan moet ek dit gaan hernie. Is dit reg? As my lisensie verval, dan moet ek dit hernie. Hulle gee nie vir my 'n nuwe lisensie nie. Hulle vat die ou lisensie en hulle verleng hom weer. Hulle maak hom weer van krag. Hulle herstel hom. Kom ons vat 'n bietjie 'n ander voorbeeld. Byvoorbeeld sê nou maar ek het 'n ou vervalle bouvallige huis. Die dak lek. Die verf is afgedop. Daar's krake in die mure. Nou wil ek my huis herstel. Dan vat ek iets en ek stop die gate toe, verf die huis weer oor, ek maak die dak se gate toe en ek herstel dit, ek verf die dak weer oor, maar dit bly nog steeds dieselfde ou huis. Hy lyk net bietjie anders. Dis hernuwing. Vernuwing beteken dat ek iets wat oud is en wat verval is, tot nuut maak. Dit geheel en al uitroei. En in die plek daarvan iets anders tot stand bring. Kom ons vat weer die ou huis. As ek hierdie ou huis vat en ek skap hom plat en ek ry al die rommel en al die bakstene en alles wat daar is weg en ek gaan spuit dit daar op die ashoop. En ek bring nuwe bakstene, nuwe semente, nuwe goeders wat waarmee mens bou en ek kom bou vir my 'n splinter nuwe huis in die plek van die ou huis. Dit is vernuwing. Vernuwing in die gees van my gemoed. Dit is die hart van God, dat ek 'n splinter nuwe huis in die gees sal wees. My geestelike lewe verdiep en sal verinnig. Die Here God wil ons in die gees van ons gemoed vernuwe. Die engel sê, in the spirit of my mind, of in the spirit of my understanding. God wil my gedagtes, die gees van my gemoed, my sielsmens, my binneste, heeltemal nuut maak, daagliks. Daagliks wil die Here hierdie nuwe huis, hierdie nuwe ek vervul met sy woord, met sy hart, met sy wil, met sy gedagtes, met sy welbehaag, met sy emosies. Hierdie nuwe mens is 'n heeltemal nuwe. Die ou is weg. My gedagtes wat in die ou mens geleef was, is weg. My emosies wat in die ou mens geleef was, is weg. My keuses wat in die ou mens geleef was, is weg. God vernuwe dit. Ek dink anderster. Ek praat anderster. Ek neem anderster besluite. Ek maak anderster my keuses. Ek voel anderster oor dinge. Oor mense, oor omstandighede. My emosies het verander. My wil is na God se wil toe. My gedagtes is vernuwe na God se gedagtes toe. Dit moet elke dag nuut word in my gees. Hierdie waarheid in Christus Jesus. Romeine 12 vers 1 en 2 sê, ek vermaan julle dan broeders by die ontferminge van God, dat julle julle liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdiens. En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Die Griekse woord wat hier gebruik word, beteken 'n metamorfose of 'n transformasie.
Die Engels sê, be transformed. Dit het hierdie betekenis soos wanneer 'n skoenlapper, jy weet ons word 'n skoenlapper gevorm of 'n vlindertjie. Hy word gebore as 'n papie, nee, 'n wurm. Ons was eers 'n party wurms gewees. Groet daardie wurm langs jou. Nee man, jy kan ons nie oor daai na langs om te sê wurm, dis nie meer wurms nie. Ons was wurms gewees. Papies. Maar heel ander tyd word daai papie getransformeer. Dan kom daar uit daardie kokon waar die papie getransformeer 'n pragtige, mooi skoenlapper of vlinder. Ek word geheel en al verander in die gees van my gemoed, vernuwe deur die woord van God in my leefstyl, deur die gees van God in my lewenswandel. Hierdie vernuwing in my gemoed stel my in staat om die Here God se hart en wil te kan leer ken, sodat ek kan weet wat goed is, wat welgevallig is en wat volmaak is by die Here. En ek kan dit ook nou uitleef. Ek kan daarin wandel, ek kan daarin elke dag stap. Want ek lewe nou in die dissiplines en in die geloofswaarhede wat die Here God deur sy woord en deur sy gees daagliks in my gees en die gees in my gemoed detoneer deurdat hy my gedagtes en my denke verander. Liewe vriende, indien ek nie hierin leef nie, en dit nie deel is van my leefstyl nie, van my wandel nie, dan sê dit nog, ek het nog nie die waarheid in Christus ontdek en leer ken. En dit beteken nie dat jy verlore is of dat God niks meer met jou te doen het. Dit beteken net word gedetermineerd, word in jou gees met daardie passie, Here wil U in die waarheid leer ken en ontdek. Dan 'n derde getuienis is die waarheid in Jesus Christus beteken ek is en ek word daagliks bekleed met die nuwe mens wat na God geskape is in ware geregtigheid en in ware heiligheid. Paulus praat van 'n nuwe skepping in Christus Jesus. Efesiërs 4:24 sê, en julle met die nuwe mens moet bekleed wat na God geskape is in ware geregtigheid en heiligheid. Hierdie nuwe mens is 'n mens wat in Christus bekleed is. En hierdie bekleding is 'n daaglikse deel van my leefstyl. Dit is soos wanneer ek nuwe klere elke dag aantrek en dit dra, wat iets van die Here God se geregtigheid en iets van die Here God se heiligheid weerspieël en oordra. Ek is bekleed in ware geregtigheid en heiligheid. Ware geregtigheid beteken dat ek is bekend met die hart en die wil van die Here God. Ek ken sy gedagtes, ek leer sy begeertes. Ek ontdek wat hom behaag. Ek ontdek wat hom plesier. Ware geregtigheid beteken baie keer, ware heiligheid beteken heiligmaking, of dink ons altyd heiligmaking beteken net om vry te wees van sonde en sonde eenkant te stel. Maar die aflegging van die sonde het ons al reeds behandel. Dis deel van die aflegging van die ou mens. Wanneer ek nie meer in die begeerlikhede van die wêreld wandel nie. Maar ware heiligheid en heiligmaking beteken my oorgawe. Dit wys na my oorgawe, na my onderwerping, na my toewyding, na my afsondering aan die Here God en aan hom alleen. In hierdie nuwe lewe, sê die Bybel daar in Kolossense, is Christus Jesus al wat tel. Hy is die enigste een wat tel. Ek is eenkant gestel deur God, vir hom en vir hom alleen. Dit gaan oor Jesus Christus in my lewe. En dit gaan net oor hom alleen en niks anders nie. Dit gaan nie of die Here my wil gebruik of hy myself of hy wonders en tekens en allerlei dinge deur my hande laat doen nie. Want die skrif sê dat nie elkeen wat vir my sê Here, Here, sal ingaan nie. Al het jy ook gesê Here, maar in U naam het ons dit en dat gedoen. Dit gaan oor Jesus Christus
en hom alleen, om hom te ken, om saam met hom te wandel, om hom te ontdek. Paulus sê in Filippense 1 vers 21, want vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. My hele lewe is Christus. En as ek doodgaan, wen ek ook nog, want dan gaan ek na Christus wat my hele lewe is. Galasiërs 2 vers 20 sê hy, ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Mense, is ons bewus daarvan? Dra ons dit gedurig deur in ons harte? Is dit deel van ons lewe en leefstyl? Christus, Jesus, leef in my. Ek is dood. Net hy. Wat ek nou in die fees lewe, sê Paulus, leef ek deur die geloof in die Seun van God wat my lief gehad het en homself vir my oorgegee het. Ek is met die nuwe mens bekleed, wat geskape is na God in ware geregtigheid en heiligheid. Hierdie bekleding. Kom ons kyk 'n bietjie wat sê die Bybel van hierdie bekleding van die nuwe mens in Christus Jesus. Want nou die nuwe mens is 'n bekleding. Dis 'n mens met 'n kleed van God wat homself daagliks bekleed. Kolossense 3 vers 12 tot 17 sê: bekleed julle dan as uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes, met innerlike ontferming, goedertierenheid, nederigheid, sagmoedigheid, lankmoedigheid, verdra mekaar en vergewe mekaar, as die een teen die ander klag het, soos Christus julle vergeef het, so moet julle ook doen. En bekleed julle bo dit alles met die liefde wat die band van die volmaaktheid is. En laat die vrede van God, waartoe julle ook in een liggaam geroep is, in julle harte heers en wees dankbaar. Laat die woord van Christus ryklik in julle woon in alle wysheid. Leer en vermaan mekaar met psalms en lofsang en geestelike liedere, en sing in julle hart met dankbaarheid tot eer van die Here. En wat julle ook al doen in woord of in daad, doen alles in die naam van die Here Jesus, en dank God die Vader deur hom. Hierdie nuwe mens, wat in Christus Jesus bestaan, wat deur na God geskape is, word genoem uitverkorenes van God. Uitverkorenes van God. Hulle word genoem heiliges. Hulle word genoem geliefdes van die Here. Geliefdes van die Here. Het julle al agtergekom, dat as ons met mense praat, of as die predikante die voorstaan en met die mense praat, dan sê hulle, geliefdes in die Here, baie welkom vanoggend hier. Ja? Want die skrifgie sê, geliefdes van die Here. Geliefdes van die Here. Dit beteken, God het jou lief. Jy is sy geliefde. As 'n verskil om te sê geliefdes in die Here, geliefdes van die Here. Ons word genoem geliefdes van die Here. En hulle is bekleed met innerlike ontferming. Ons is bekleed met innerlike ontferming. Anders Bybelvertaling sê meelewendheid, liefdevolle deernis, wat vir ander en vir mekaar omgee. Dis ons kleed. Ons is bekleed met goedertierenheid. Dit beteken goedgesindheid, vriendelikheid, gaaf teenoor mekaar. Gaaf. Dat is my vanoggend baie wonderlik toe ek sien hoe julle mekaar groet. Instap en groet, dis gaaf vir die. Nederig, sagmoedig, nie ongeskik nie, nie ongemanierd nie, lankmoedigheid, verdraagsaamheid, geduldig wees. Ons wandel in vergifnis. Die wêreld sukkel so om mekaar te vergewe. Gaan kyk maar net televisie. Sukkel met vergifnis. Maar die nuwe mens in Christus is bekleed met vergifnis. Net soos Jesus vergewe. Met goddelike liefde. Die Bybel noem dit die band van die volmaaktheid. In goddelike vrede is ons lewenswandel, met die woord van Christus, wat ryklik in my woon in alle wysheid. Bemin die woord, ek koester die woord. Ek is bekwaam om God
Sê dit bietjie vir jouself, man. Ek is bekwam. Want ek is 'n nuwe mens. Is jy 'n nuwe mens in Christus? Jy's bekwam, jy het 'n woord in jou mond en in jou hart. As ons na iemand toe gaan, moet ons met hierdie woord gaan in ons gees. Bekwam om te kan leer en wysheid te kan gee. 'n Lofpryser en 'n aanbidder, bekleed met hierdie lofprysing, aanbidding en danksegging. In woorde en in dade. As hierdie dinge nie deel is van my leefstyl nie, dis dit nie my begeertes en my passie is nie, dan beteken ek moet nog op die ontdekkingstocht gaan. Ek moet gaan ontdek wat die waarheid is in Christus en leer om daarin te leef en daarin te wandel. Ek sluit af met hierdie skrif, 2 Korintiërs 13 vers 5 in die Nuwe Lewende Vertaling. Paulus sê, ondersoek julleself of julle in 'n egte geloofsverhouding met Christus Jesus staan. Toets jouself. As julle nie daarvan oortuig is dat Christus in julle woon nie, met ander woorde, as jy nie daarvan oortuig is dat hierdie nuwe mens in Christus Jesus jou deel is, dat jy bekleed is met hom nie, dan het julle die toets nie geslaag. Kom ons toets onsself. Kom ons toets onsself elke dag. Kom ons staan elke oggend op en sê vir die Here, Here Jesus, ek wil hierdie dag waarlik in u waarheid wandel. Ek wil u waarheid ken, elke opsig. En ek wil in u en deur en tot u in hierdie heerlike waarheid leef en daarin wandel. Help my dat ek die toets vandag sal slaag in Jesus naam. Kom ons bid. Vader, ons gee u lof en prys en eer. Ons dank u, Here, dat u nooit met ons moed opgegee het nie. U het nooit eenkant gaan staan en gesê, karring nou maar aan en kyk wat julle kan doen. U was nog van altyd af, van die eerste keer toe die mens in sonde geval het. En Adam en Eva weggekruip het toe hulle u voetstappe gehoor het en die stem wat roep, het u betrokke gebly. U genade, u guns, u liefde openbaar. Elke dag nog tot op hierdie uur was u in die mensdom se lewe betrokke. En het u in ons lewe ingespreek. Dus dankie Here dat ons hierdie waarheid in Christus kon ontdek. Dat ons daarin kan wandel en daarin kan staan, aflê van die ou mens. Vernuwe in ons gemoed, en bekleed met die nuwe mens in Christus Jesus, kan wandel en kan leef, tot eer en verheerliking van u naam. Help ons om daarin vas te staan, om te volhard tot die einde toe. En ons eer u daarvoor in Jesus se naam. Dankie Here. Amen.